My dierbare broer en suster, weet jy glo meer oor wat jy oor jouself sê, as wat jy glo oor wat ander mense van jou sê. Jy glo meer oor wat jy oor jou eie omstandighede verklaar en sê, as wat jy glo wat ander mense oor jou en van jou lewe sê. Want die goed wat jy oor jouself dink en sê, spreek lewe al dan nie oor jouself en wie jy is. Spreek uit oor wat eintlik dikwels met jou persoonlik gaan gebeur en wat jy gaan ervaar. Maar voordat ons verder gaan, kom ons lees gou 'n mooi deel, bekende deel, Romeine 8 vers 31. Dan sê ons net iets mooi en belangrik oor onsself eintlik, voordat ons aangaan. Want hy praat van, in die 2020 vertaling, die onwrikbare liefde van God. Dit praat so 'n bietjie oor hoe lief die Here ons het, te midde van al die omstandighede wat ons dalk kan teekom in ons lewens. En dan gaan ek dit probeer bietjie deurtrek, sodat ons in lyn met dit wat hier gesê word, begin dink en praat oor onsself en ons eie lewens. Hy sê, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Weet jy hoe baie keer mense sê die duiwel van hulle aan? Met ander woorde, die duiwel is nou teen hulle. Maar die woord sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Kan die duiwel teen jou wees, as God vir jou is? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk? Ons is so lief om dit wat ons nie het nie, gedurig te sê en te verklaar nie. En dan kom die woord van die Here, en die woord van die Here sê vir ons, dat die Here gee vir ons alles. Wow, in Christus. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige of toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, onze Here. Ons moet begin mooi dink en mooi besin oor die dinge wat ons oor onsself sê, oor ons eie situasie sê, wat ons oor ons eie situasie uitspreek. Wanneer dinge met ons gebeur, op ons pad langs kom, dink ons gewoonlik op 'n sekere wyse, en begin ons dikwels ook, soos wat ons in ons harte dink,
oor ons lewenssituasie te praat. En toets my maar daarin, die meeste van die tyd, as iets in ons lewens nie klopdisselboom is, of as daar soms iets is wat skeefloop, of as daar iets blyk te gebeur, is ons geneig om met vrees daaroor te praat. Met kommer daaroor te praat. Bang te wees dat die ergste oor ons gaan kom. En dan praat ons dikwels inlyn. Ons praat met mekaar daaroor. Ons praat in die algemeen in ons gesprekke, wanneer ons met ander mense praat, dan praat ons op so 'n wyse dat ons half glo dat dit wat sleg is, die enigste uitkoms is, die enigste ding is wat met ons gaan gebeur, en ons onsself begin staal, ons onsself begin regmaak vir 'n baie slegte ding wat met ons gaan gebeur. Dit is baie keer interessant om te hoor hoe dat persone iets hoor, iets ervaar en onmiddellik van mening oor hulle eie lewens is, dat die verskriklikste ding moontlik nou klaar met hulle gebeur het. En hulle begin praat, asof dit klaar sleg gaan met hulle. Asof, jy weet, die einde in sig is. Jy glo meer oor wat jy van jouself sê as wat jy glo oor enigiets anders wat iemand van jou sê. Mense is geneig om dikwels, en ek wil sê meer dikwels, te glo wat hulle oor hulle self dink en sê, eerder as wat hulle dikwels glo wat die Bybel oor hulle sê. En mense praat dikwels dan vanuit daardie perspektief wat hulle van hulle self glo en sê, eerder as wat hulle sê wat die Here in sy woord oor hulle spreek en oor hulle beloof. En ek wil vir jou sê, dit wat jy oor jouself en jou eie lewe en omstandighede dink en sê, het die grootste impak of invloed op jou hele bestaan en lewe. Ons weet, as iemand voortdurend miskien sal praat asof jy nie goed genoeg is nie, sal so 'n persoon begin worstel met 'n verskriklike slegte selfbeeld. En die persoon sal voortdurend in die geselskap van mense praat asof daardie persoon minderwaardig is, asof jy niks kan bereik nie, asof jy niks goeds kan behaal nie, asof jy 'n slegte persoon is, asof jy weet, 'n tweede rangse mens is. Jy sal voortdurend oor jouself praat, jy sal sê, ek kan nie, of dit kan nie met my gebeur nie. As ek aan hierdie stukkie dink, dan dink ek altyd aan daardie kinderstorietjie. Dit is altyd 'n boek en later weet ek het hulle die animasieprentjie, 'n rolprentjie gemaak van Thomas the Tank Engine. Wat hierdie klein ou stoomlokomotiefie wat skielik 'n groot klomp waans agter hom teen 'n wild moet uitsleep. En basies almal het gedink dat dit sou onmoontlik wees. Want dit is net 'n groot sterk engine wat hierdie treinwaans oor die spoor oor daardie wild kan sleep. En dan sal julle onthou dat jy 'n klein stoom engineetjie gesê het, I think I can. En soos wat hy teen die wild op begin gaan, sê I think I can. En hoe steiler die wild, hoe nader hy aan die kruin kom, hoe moeiliker is dit. En hy sê I think I can. En as hy bo op die wild kom en hy oor die wild begin en dit begin makliker gaan, dan sê I knew I can.
En dan bevind jy eintlik die hele kruks van die storieetjie is, dat jou klein stoomlokomotief het in sy hart gevoel, dit sal vir hom moontlik wees om hierdie berg te kan oorkom, hierdie moeilike ding te doen, wat ander nie gedink het hy kan doen nie, en omdat hy in homself geglo het, was dit vir hom moontlik om half dit wat ander gedink het, nie moontlik is nie, te bereik. My broer, my suster, solank as wat ek en jy in ons eie harte dink en glo en oor onsself praat, dat ons nie iets sal kan bereik nie, dat net die slegste met ons kan gebeur, is dit wat ons gaan glo en is dit ook die ding wat ons in ons lewens gaan teekom. Kan ek jou sê, dis wat met jou gaan gebeur. As jy die negatiewe oor jouself uitspreek, is presies dit wat jy gaan beleef. Hallo? Pastor Hansie Smit het altyd gesê, jy is jou eie grootste profeet. Jy is jou eie grootste profeet oor jou lewe en wat oor jou lewe gebeur. Want onthou, dit wat jy oor jouself sê, bring lewe of dood. Ons het mos al gesê, dood en lewe is in die mag van die tong. En ek wil jou aanmoedig om oor jouself en jou eie lewe te begin spreek. En as ek ook vra, spreek tog ook net lewe oor ander. Maar kom ek wil hê, ons moet vandag fokus op onsself. Ek eindig met hierdie paar boodskappe oor dinge uitspreek. Dit gaan oor om die guns en die seën van die Here elke liewe dag oor jouself uit te spreek. Om nie te wag vir iemand anders om jou te seën, of iemand anders om 'n seënwens oor jou te verklaar of oor jou uit te spreek nie, maar soos wat jy in die môre opstaan, oor jouself vir daardie dag die seën van die Here te verklaar. Met ander woorde, lewe vir daardie dag oor jouself te verklaar. Dit is so, dikwels weet jy al vooraf dat 'n dag miskien 'n moeilike dag gaan wees. Dinge wat jy moet doen, jy weet, dalk 'n doktersbesoek wat jy weet, jy groot toetse moet laat doen, want of 'n besigheidstransaksie of 'n werksituasie of wat ook al wat jy weet, daardie dag dalk 'n moeilike dag sal wees, maar dat jy daardie dag wanneer jy opstaan reeds oor daardie dag en oor jouself en jou lewe en jou omstandighede die guns van die Here te verklaar. Broer, suster, ek dink een van die belangrikste dinge wat jy moet doen in die môre as jy opstaan, is om oor jouself te verklaar wie God sê jy is. Om oor jouself te verklaar wat God van jou lewe sê. Hardop, vir jouself te verklaar wat die Here van jou sê. Wat die Here oor jou, wat sy woord oor jou verklaar. Begin jou môre om oor jouself te verklaar, ek is 'n kind van die Here. Jy is mos 'n kind van die Here. In die môre op te staan en te sê, dankie Here, ek weet vandag, ek is 'n kind van die Here. God is my Vader. Ek behoort aan die Here. Om oor jouself te verklaar, God die Vader is lief vir my. Een van die dinge wat ek dink mense seker dikwels die meeste begeer, is om te weet of daar iemand is wat lief is vir jou. Om aanvaar te word deur mense, dink ek is 'n baie belangrike ding. Ek dink soveel mense waar hulle ook al kom, wil graag ervaar, mense aanvaar hulle, mense gee om vir hulle, mense is lief vir hulle. Wat moet meer om te kan verklaar, God is lief vir my. Te sê, ek weet die Here is lief vir my, want hy die wêreld so lief gehad, dat voor ek nog gebore is, het hy al sy seun gestuur vir my, om in my plek te sterf, sodat ek vir altyd kan lewe. God is lief vir my.
God het my aanvaar. Ons het dit gesing vanmôre. How marvelous, how wonderful, dat terwyl toe ek nog 'n sondaar was, ek is nou nie meer, ek is nou kind van die Here. Maar toe ek 'n ongeredde sondaar was, het die Here my aanvaar. Hoe wonderlik, hoe kosbaar is dit, dat God my ten spyte van my gebrokenheid, het hy my aanvaar. Mense, as hulle na jou gebrokenheid kyk, dan begin mense jou dikwels eenkant stoot. Jy het al later gekom, as jy soms foute maak, as jy soms verkeerd optree in die oë van mense, dan sien jy dat mense begin so 'n bietjie afstand tussen jou en hulle maak. Maar weet jy wat? God se woord sê hy aanvaar jou net soos wat jy is. Want hy het jou lief. En om vir jouself oor daardie dag te verklaar, God het my aanvaar as sy kind, as 'n mede-erfgenaam in sy koninkryk. En dat jy dan oor jouself sê, maar God het hierdie dag vir my lewe 'n plan. Mense, ek hoop jy hoor my. Ek wil vir jou sê, verklaar oor jouself, God het 'n plan vir my vir hierdie dag. Daar's 'n destiny, daar's 'n lotsbestemming, daar's 'n eindbestemming. Daar's iets groots, daar's iets kosbaars wat God vir my vir hierdie dag het. Ja, verklaar dit oor jouself. Hierdie dag is 'n dag wat die Here gemaak het en in hierdie dag het God groot planne vir my en God se planne sal vir my lewe in hierdie dag waar word. Die planne, die ideale wat God het vir hierdie dag in my lewe sal vervul word. Ek dink dit is belangrik om te besef dat jy dit moet verklaar in die huidige tyd, op hierdie oomblik, asof dit vandag met jou gaan gebeur. Nie iets wat net eers oor 10 of 15 jaar kan gebeur, of eers na die wederkoms as ons in die hemel is nie, maar om te verklaar dat vandag het God 'n plan vir my, en daardie plan van God sal vandag werklikheid word, dit sal vervul word in my lewe, en ek sal die goedheid, en ek sal die guns en die heerlikheid van God vandag beleef. Dit wat hy vir my in gedagte het, sal vandag met my gebeur. Sjoe. En verklaar oor jouself, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hierdie dag met sy uitdagings, al weet jy vooraf dat hierdie dag dalk nie die maklikste dag gaan wees nie, dit het uitdagings voor jou, maar dat jy in hierdie dag oor jouself sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ook in hierdie moeilike dag sal God se plan in my lewe vervul word en sal ek meer as 'n oorwinnaar wees, want die Here is aan my kant. Ongelooflik belangrik, want ek is meer as 'n oorwinnaar. So baie mense is lief om hulle tekortkominge oor hulle self uit te spreek. Weet, jou gebrek aan talente, gebrek aan vermoëns, dis al tweede natuur. Die oomblik as jy met 'n ding te doen kry, dan retireer jy al en dan sê, wel ek kan nie, ek is nie in staat, dis nie. Weet jy wat, ek wil hê jy moet sê, jy is in staat. Ek wil hê jy moet dit oor jouself verklaar, dat jy 'n oorwinnaar is in Jesus Christus. Jy moet soos daai klein lokomotiefie kan sê, I think I can. Want hoe nader jy aan die toppunt van daai heuwel kom, wat so moeilik lyk, en jy besef, maar ek het dit in my, hoe meer gaan jy die guns en die seën en die heerlikheid van die Here in jou lewe beleef en ervaar. Jy is in Christus meer as oorwinnaar. Ek wil hê, jy moet in die môre opstaan en jy moet dit oor jouself verklaar en sê, ek is 'n geseënde van die Here. Jy is mos.
'n geseënde van die Here. Jy is sy kind. Elke persoon wat weergebore, bloedgewas is deur die heerlikheid van Christus, man, jy is 'n geseënde van die Here. Omdat hy jou op jou naam ken, man, weet jy wat? Jou naam is op sy handpalms gegraveer en niemand kan jou naam uit sy hand uit wegvat nie. Jy is 'n geseënde van die Here. Verklaar dit oor jouself hierdie dag. Ek is 'n geseënde van die Here. Hoekom is dit so belangrik? Dit is so belangrik want dit sal op daardie dag vir jou lewe, sal dit 'n atmosfeer skep wat jou hele lewe verander. Dit gaan jou hart soveel plaas op geloof en hoop en liefde, en jy gaan so positief in jou hart wees as jy die môre opstaan en die goedheid en die guns van die Here oor jouself verklaar, dat dit 'n heeltemal totaal ander atmosfeer skep in jou lewe vir daardie dag. Een van die moeilikstes is seker, as die atmosfeer, dit wat jy in jou hart en in jou gees en in jou gemoed beleef en ervaar, vir jou negatief en zwaarmoedig is. Maar die voordeel van om die guns van die Here oor jouself te verklaar en oor jouself uit te spreek as jy opstaan in die môre, is dat dit 'n atmosfeer skep wat jou lewe sal verander, wat die dag vir jou sal verander, wat self sal maak dat in daardie dag elke uitdaging waarmee jy te doen kry, jou nie sal oorwin nie, maar in plaas daarvan jy die uitdaging sal oorwin. Jy sien, wat gebeur is as jy die beloftes van die Here, dit wat die Here van jouself sê, onthou ek het gesê, verklaar oor jouself wat die Here van jou sê, wat sy beloftes sê, wat God sê. Wat dit doen, ons praat van die atmosfeer wat dit skep, maar boonbehalwe dit ook, skep dit 'n skatkamer van, kom ek gebruik die woord krag, sterkte, waaruit jy kan gaan put, van waaruit jy kan gaan krag trek, soos die dag aangaan en jy met uitdagings te doen kry. Hierdie positiewe atmosfeer wat dit in jou hart geskep het, hierdie geloof wat dit in jou hart geskep het, as jy te doen kry in die dag met uitdagings, met goed wat jou pad langs kom, dan is daar 'n plek waaruit jy, dis soos 'n bank wat jy kan gaan geld en krag en sterkte trek. Dis 'n plek waar jy vitamines kry, om sterkte te kry, om die uitdagings waarmee jy te doen kry, die hoof te kan bied. Dit gee vir jou in jou hart 'n plek, is, kom ek sê, 'n skatkamer, dit lê vir jou skatte iewerste weg, waarvan jy sterkte kan trek in moeilike tye in jou lewe. Want jy weet in jou hart, omdat jy dit oor jouself verklaar en proklameer het, weet jy in jou hart, dat jy in Christus tot alles in staat is en 'n oorwinnaar is. Want soos wat jy aanhou om jouself te seën en seën oor jou lewe te spreek, sal jy die vermoë hê om net die beste vir jouself te verklaar en net die beste in jouself te sien. Hoe meer jy, dit klink dan so weird, nee. Want ons weet, mense is lief om te praat oor narcissiste, mense wat net in hulle self glo en net vol van hulle self is en alles vir hulle self doen. Maar weet jy, in die Bybelse konteks is dit nie narcissisties of selfsugtig om die seën van die Here oor jouself te verklaar. Hoekom? Want dit is wat God vir jou in gedagte het in elk geval. En net soos wat die Here guns en seën vir jou in gedagte het, het hy dit vir die ou langs jou ook in gedagte. Daar's nie 'n wit broodjie en iemand wat beter as die ander een behandel word nie, want vir God is almal gelyk, maar God se plan is guns en seën vir jou, en jy doen presies eintlik wat God wil hê jy moet doen deur sy guns en sy seën oor jouself uit te spreek. Dit maak die verskil in jou lewe. Jy sien, as jy die seën van die Here oor jouself verklaar jy net die beste oor jouself. En as dit met jou goed gaan, dink daaraan, dan gaan dit goed met die wat naby aan jou is ook.
Ons praat altyd van iets wat afvryf. Ek sal onthou jare terug, oorlede pastoor Philip Gerber nog, toe ons in Korea by Yonggi Cho was, nou ja, Yonggi Cho dink ek kon nie Engels praat nie, maar dan, en ek dink ook Philip kon ook nie so baie goed Engels praat nie, maar hy het so gesorg dat hy so naby die ou gaan staan, toe ons by Prayer Mountain was. Hy het gesê, want dit vryf af op jou. Jy weet, net so 'n bietjie gaan skouers stuur, want dit vryf af. Jy sien, dit vryf af op ander rondom jou, as die goedheid en die guns van die Here ook op jou lewe is. Daardie goedheid en guns van die Here wat op jou is, vryf ook af op die ander rondom jou. So verklaar die goedheid en die guns, want dit sal ook 'n atmosfeer skep vir ander rondom jou, om die guns en die seën van die Here te beleef en te ervaar. Laaste punt is ook, wanneer jy die guns van die Here oor jouself begin verklaar, God se plan oor jouself verklaar, bring dit iets mee, en dit is, jy sien ook altyd die beste in ander, want die lig van die Here skyn in jou en in jou hart en in jou lewe. So wat jy vanoggend moet doen, is jy moet op 'n plek kom waar jy kyk na jou lewe en jou omstandighede, want elkeen van ons is uniek, elkeen van ons sit in 'n unieke situasie. Maar ek wil hê, jy moet vanmôre die plan van die Here oor jou lewe verklaar. Nie die boodskapie wat jy op WhatsApp gekry het, van iewers wat iets weer besig is om skeef te loop in die land, en waar is stil en nou, okay, ja, dis die meeste van die goed. Dus kyk na dit, en ons is onmiddellik ontstel, en ons onmiddellik verklaar die goed, en sê, dis, nou gaan dit sleg gaan met my. Nee, ek wil hê, jy moet vanmôre verklaar dat die Here jou seën met sy goedheid en met sy guns. Is jy reg daarvoor? Om te verklaar, die Here seën my. Is jy reg om dit te doen?